Here, te midde van die koue daar buite en die ongure weer, wil ons vir U baie dankie sê, dat U die God is wat in die warmte van ons harte genade gee. Dankie dat ons U kan aanbid as die gewer van al die goeie gawes. En baie dankie vir elkeen wat ook hierdie dienste van Pinkster bywoon, wanneer ons vanaand ons tweede diens met mekaar deel, en weet dat U ons begenadig het, getrou geag het, en begunstig het, dat ons dierbare Here in die genade tyd kan lewe, die tyd van die uitstorting en inwoning en magtige werk van U wondersoete Heilige Gees. Die hele Ou Testament het dit beloof. Kinders van die Here het daarna uitgesien. Die Jode het gedink aan daardie Pinksterfees. Hulle was juist daardie dag by mekaar in Jerusalem. En daar was afwagting in hulle hart. Maar in baie mense se lewens was dit maar net nog 'n fees. En hulle het by mekaar gekom. En daar was kinders van die Here, 120 van hulle. En toe Jesus opvaar hemel toe, was 'n klein groepie daar. En het vir hulle gesê, hier is dit gaan nou gebeur. En hoe was dit nie die begin van U gemeente, van U koninkryk, op 'n bonatuurlike wyse op aarde nie? Here, ons staan vanaand 2000 jaar verder, plus minus. En as ons vanaand moet kyk na kinders van die Here wat in hierdie wêreld lewe, waar ons behoort te skyn soos helder ligte in 'n donker wêreld onder 'n krom en verdraaide geslag, lyk dit soms asof kinders van die Here 'n armsalige, leë, lou, geestelike lewe beleef. Terwyl dit eintlik 'n wonderlike ervaring en 'n romanse en 'n kosbare pad met die Here sal wees. Ek wil bid dat ons dit weer sal ontdek. Ander wat na hierdie boodskap op YouTube sal luister, ander wat dit deur 'n ou videoklippie of 'n WhatsApp greepie en hulle harte sal na luister, dat U ons in ons binneste sal aangryp. Want ons weet, dierbare Here, dis net kinders van die Here, dis net weergebore mense, dis net mense in wie U deur die Heilige Gees woon, wat kan sê, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Dis net kinders van die Here wat hierdie laaste dae op die aarde gaan oorleef, en die saam met die stroom van die geestelike verval saamgesleep sal word nie, wat in die greep van die Antichrist dit gaan vryspring van die dinge wat oor die wêreld kom. Dis net kinders van die Here wat hierdie wonderlike soete Heilige Gees in hulle lewe in sy volheid sal beleef, wat die antichristelijke magte en die leuns en die bedrog wat oor die wêreld kom, sal meemaak nie. Daarom gee U vir ons geestelike oë van die verstand, dat ons kan sien wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God vir die heiliges is. Soos U in U woord sê, leer ons vanaand hierdie kosbare waarheid, en dat die koms van U Heilige Gees, wat Jesus in ons lewe verteenwoordig. Ja, U het gesê, as die ander trooster kom, die Heilige Gees, sal hy ons in die volle waarheid lei. En daarom kan ons U vanaand ook vertrou, dat U ons die tweede trooster gestuur het, wat vanaand binne in elke kind van die Here woon, en wat vanaand ons sal lei in die volle waarheid, sodat hierdie nie net 'n Pinksterdiens en 'n Pinkstertyd van viering van die koms van die Heilige Gees sal wees nie, maar dat dit 'n praktiese uitwerking en belewenis van ons daaglikse lewe in 'n eenvoudige manier sal wees, om ons binnekant
mense te maak wat die glimlag van die Here ook dra. Maak dit stil in ons hart. Baie dankie vir elkeen wat gekom het, en dankie dat u vir ons ook vrymoedigheid gee om te luister en te hoor wat u wondersoete Heilige Gees deur u wonderlike woord, die swaard waarmee u ons hanteer, sal wees, en gee dit in ons harte en versadig ons met hierdie goeie woord. Ons bid en vra dit in Jesus se kosbare en wonderlike en liefdevolle naam. Amen. Nou, verskoon, as ons nou vanaand hierdie tweede kosbare waarheid met betrekking tot die Heilige Gees met u deel, gaan ons vanaand net een vers as 'n teksvers van ons oordenking met u deel daar in Johannes hoofstuk 16. Nou, ek wil hê, wanneer ons Johannes 16 lees, ons met die verklaring van hierdie hoofstuk, of hierdie vers, in Johannes 16, iets in gedagte hou. Johannes 16 is een van die evangelies, een van die 4 evangelies, waarin al die beloftes van Jesus se werk en die getuienisse van wat hy gedoen het en al die wonderwerke wat plaasgevind het, maar dan ook juis in Johannes vir ons wys die beloftes wat God vir ons gegee het, wat gaan gebeur. Nou ons gaan vanaand Johannes 16 lees en dan gaan ons vir mekaar sê, Johannes 16 was Jesus op aarde. Die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Handelinge het nog nie plaasgevind nie. En al hierdie wonderlike beloftes van die Heilige Gees is nog nie in wording nie. Dit is beloof, dit is nog in die toekoms, dit gaan kom, en dan, wanneer dit gebeur, hoef ons nooit in ons lewe weer te wag, vorentoe te kyk en te soek nie. Want op Pinksterdag het dit gebeur, wat hier in hierdie beloftes aangaande die Heilige Gees in die evangelies gesê word. Nou kom ons lees Johannes hoofstuk 16. Ek wil 'n paar verse met u lees voor ons by vers 8 kom. Die Here praat hier met kinders van die Here, hier kort voor sy hemelvaart. Hier waar hulle vir die Here gaan werk, en wat waar is dat hierdie goed sal gebeur wanneer kinders van die Here nie net die Heilige Gees soos in die Ou Testament oor hulle vaardig laat word het, of oor hulle gekom het nie, maar hierdie goed wat hy hiervan praat, is dinge wat gaan gebeur wanneer die Heilige Gees, by die uitstorting van die Heilige Gees, op 120 mense by die boot vertrek, nie net uitgestort gaan word as die persoon wat in hulle kom woon nie, want vir 4000 jaar het hy in hulle nie gewoon nie, maar hy het hulle ook begenadig en versterk en bekragtig, en deurdat die tweede trooster, die Heilige Gees, binne in hulle harte kom woon het by Pinksterdag, het hulle die Christus waarvoor die Heilige Gees gekom het, om hom te gehoorsaam en van hom te getuig, binne in hulle harte so werklikheid geword, dat Kolossense 2 dit beskryf, as hy sê, in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Die dag toe die Heilige Gees binne in hierdie kinders van die Here ingewoon het by die uitstorting van die Heilige Gees. Daardie oomblik het die volheid van die Godheid, wat in Christus is, binne in elke kind van die Here kom vestig, en dan sê die volgende vers in Kolossense, en julle kinders van die Here, het hierdie volheid in hom. So in Christus, deur die Heilige Gees wat binne in ons kom woon het ons hierdie volheid van God in daardie oomblik deur die werk van sy Heilige Gees ontvang. Nou luister net hierdie kosbare woorde vanaf vers 1.
Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie, sê Johannes 16, dan nog vers 2, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle op die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Hier staan van hulle en julle. Die hulle is mense wat nie die Heilige Gees van God in hulle harte het nie. En daarom moet ons nie laat mislei deurdat mense wat godsdienstig gekerstende heidene is, ons van sulke mense sonder die Gees van God in hulle harte enige iets moet verwag wat ons gelukkig sal maak. Enige mens wat nie die volheid van God in hom het nie, is 'n vyand van kinders van die Here. Al is hulle hoe goed en hoe mooi en hoe aangenaam en hoe wonderlik, maar die uur van waarheid wat op pad is, gaan daardie twee skeidings, daardie scheiding tussen daai twee groepe duidelik maak. Hulle sal julle uit die sinagoge ban. 'n Vader sal teen die kinders sal teen hulle ouers opstaan en ouers teen hulle kinders. Dis daardie mense, nie omdat hulle nie 'n goeie opvoeding gehad het nie, maar omdat die Heilige Gees van God nie in 'n wêreldling woon nie. Al is hy hoe godsdienstig, al is hy hoe mooi vroom en doen hy goeie geestelike dinge, daar word die skeidslyn en hier word die lyn getrek. Nou staan hierdie belofte of waarskuwing van die Here Jesus vir hierdie kinders van die Here. Hy sê, dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou, dat ek dit vir julle gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Eintlik sê Jesus vir hulle, ek gaan hemel toe. Ek gaan opvaar. Maar daardie dag toe julle agter die visserskuite weggestap het ek nie vir julle gesê, daar wag vir julle verdrukking nie. Maar ek gee vir julle beloftes, nou hier na my bediening, nadat ek al die wonderwerke gedoen het, nadat ek my geopenbaar het aan die wêreld, kom ek na julle toe om julle te sê, daar wag vir julle 'n moeilike pad. En nou, vers 5, gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het droefheid julle harte vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En dan vers 8, waaroor ons vanaand met mekaar praat. As hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie, van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Net tot sover uit die Here se wonderlike woord. Ons moet vanaand vir mekaar sê dat daar baie kosbare, toegewyde kinders van die Here is wat dink dat hulle die antwoorde van die lewe het, maar het mistas. Nie omdat hulle dit wil mistas nie, maar omdat hulle dit geleer is, omdat hulle verkeerd glo. Wel, baie kinders van die Here het 'n verkeerde idee van die geestelike en godsdienstige lewe. En ons gaan ietsie vanaand met mekaar net daaroor deel, en maak maar u hart oop, en vra vir die Here of u in daardie situasie pas, want ek was 'n lang tyd van my lewe daar. Ek lees dat kennis oor baie dinge bring nie vir 'n mens 'n geestelike lewe nie. Ek wil jy moet mooi hoor. Kennis van baie dinge bring nie vir 'n mens 'n geestelike lewe nie. Daar is baie mense wat dink, as hulle alles van die wederkoms weet,
dan maak dit hulle geestelik. Daar's baie kinders van die Here wat dink, en selfs mense wat net godsdienstig is, as hulle kan sê wie die anti-Christus is en hoe hy funksioneer en al die werk, dan dink hulle dit is 'n geestelike lewe. Dis nie dit nie. As jy jou lewe vul met wêreldgebeure, ek het vriende, elke keer as ek by hulle kom, dan kan hulle vir my 200 video's wys van wat in Amerika gebeur, hoe naby die eindtyd is, hoe die tekens van die tye hulle self afspeel, en dan wil hulle graag by my weet, wat dink ek? Hoe ver is dit wanneer die Here sy kinders kom haal? Wanneer is dit nou die einde? En mense hou hulle besig met al die wêreldgebeure rondom hulle. En hulle kan vir jou presies sê, wat is fake nuus? En wat is die waarheid? En waarna moet 'n mens uitkyk en waarna moet jy luister? En dan dink mense, dit is 'n geestelike lewe. Ek wil vanaand vir julle sê, dit is nie so nie. Ek lees iets anders in die Bybel, en ons gaan 'n bietjie daarby stil staan. Party mense sê, as hulle alles weet oor die wegraping, en oor die hel, en oor die groot verdrukking, en hulle het baie Bybelkennis, dan hou hulle daarvan, want dit is sensasie. En dit sleep mense se emosies mee. En hulle kan daaroor gorrel, en baie twak praat. Terwyl Jesus nie daarin is nie. Terwyl die evangelie nie daarin is nie. Terwyl die Heilige Gees se oortuiging en werk en genade en liefde en krag nie daarby is nie. Ek lees dat 'n lewe sonder Jesus en 'n Jesus en 'n lewe sonder die kruis en 'n Jesus sonder 'n nuwe hart en 'n Jesus sonder die belewenis van die soete Heilige Gees wat in my woon, het my gehelp het om van bo uit God gebore te word, om dan, soos die woord van die Here sê, in 'n nuwe lewe te wandel. Die meeste mense wat ek ken, en ek betreur dit in my hart, is kinders van die Here wat kinders van die Here geword het, en ek ken julle harte nie, julle getuig daarvan, maar wat nie 'n nuwe lewe in Christus lewe nie. Hulle kan jou vertel van daardie dag toe hulle die Here ontmoet het, of daardie dag toe die Here in hulle harte kom woon het, daardie dag toe hulle tot bekering gekom het, daardie dag, en die lewe in Christus Jesus, wat 'n heerlike romanse, en liefde, en blydskap, en dankbaarheid in die Here is, te midde van alles wat om ons gebeur. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, hulle harte en lewe moet vervul, leef hulle 'n gespanne, bekommerde lewe wat nie weet waar gaan alles eindig nie. En dan kom Jesus vanaand na my en na jou toe, en hy wil vir ons iets kom leer, wat 'n geestelike lewe behels. Romeine 8 vers 9 het ons gister met u gedeel, en ek wil dit net weer aanhaal in hierdie inleidende gedagte. Hy sê, as ek en jy Romeine 8 vers 9 in ons hart bewaar, praat hy met kinders van die Here, hy sê, julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as die Heilige Gees in julle woon. Dan wil ek vir u vra, dat u dit in die hart moet bewaar. Sê vir my, as die Heilige Gees in 'n mens woon, is hy in die vlees, of is hy in die Gees? Hy is in die Gees. Die Bybel sê so. Hy sê vir kinders van die Here, julle is nie in die vlees nie, maar julle is in die Gees, as die Heilige Gees in julle woon. Met ander woorde, 'n geestelike lewe, en om in die nuwe lewe van Christus te wandel, beteken dat u en ek, in ons geestelike lewe, die persoon wat vir ons geestelike lewe gebring het,
elke dag in ons lewe al die ruimte en al die plek en al die toewyding moet gee. Ons gaan daaroor stil staan vanaand. En nou, hierdie woorde in Johannes 16 vers 8. As hy kom, sal hy. Nou wil ek weer vra, wanneer is Johannes 16 vers 8 geskryf? Voor die uitstorting van die Heilige Gees of Anna? Voor. Met ander woorde, hier is 'n belofte. As hy kom, die Heilige Gees, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Hier staan nie, as hy kom, sal daar 'n magtige invloed gebeur nie. Daar staan nie, hy sal 'n visioen vir jou gee nie. Hy sê nie, dit sal 'n droom wees nie, en hy sê ook nie, dit sal bo-natuurlike ervarings meebring nie. Nee, hy sê nie dit nie. In die hele Nuwe Testament, voor die uitstorting van die Heilige Gees, staan daar die belofte. As hy kom, sal hy. Dis duidelik. Dis helder. Met ander woorde, al die evangelies praat van as hy kom. Hy beloof dit op Pinksterdag. Op Pinksterdag het al hierdie belofte as hy kom in een oomblik die waarheid geword. Die oomblik toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, het niemand ooit in hulle lewe weer na die Heilige Gees gaan soek nie. Of gedink dit moet weer 'n keer gebeur nie. Of dit moet weer 'n snaakse ervaring hê nie. Nee. Die oomblik toe Pinksterdag aanbreek, en ek wil jy moet in die hart vir jouself sê, het die Heilige Gees gekom. Die tweede waarheid is, die dag toe u weer gebore geword het, het die Heilige Gees in jou hart kom woon het hy in jou lewe, in sy volheid, in sy persoon gekom. Die Bybel sê, in hom, Jesus, wat die tweede trooster in ons hart kom verteenwoordig het hy die volheid van God liggaamlik vir ons gebring. En hy sê vir kinders van die Here, en julle het hierdie volheid in hom. As kinders van God dit nie glo nie, kry hulle dit nie reg om die lewe van Jesus Christus te leef en 'n geestelike lewe in hom te lei nie. Dan sal hulle hele lewe lank op en af godsdienst beleef en nooit weet waar staan hulle met betrekking tot God in hulle lewe nie. Hoor jy die wonderlike waarheid? Ek wil vir u vra, die dag toe u weer gebore is en 'n kind van God geword het, hoe het jy hom, die Heilige Gees, in jou lewe herken? Ek gaan net nou met u praat oor erken. Daar's 'n verskil. Hoe het ek die Heilige Gees herken? As ons wil weet, hoe is die herkenning van die Heilige Gees in ons lewe? Dan moet ons teruggaan. Want daar is in die Bybel 'n klomp plekke, en ons gaan vanaand net met u oor een praat, waar hy sê, wat sal gebeur wanneer die Heilige Gees in sy persoon na hy op Pinksterdag uitgestort is, en dat al die kinders van die Here se lewens daarna kom inwoon het, en hoe het al die kinders van die Here hom herken in hulle lewe. Lees saam met my Esegiel 36. Daar's 'n belofte in Esegiel 36. 'n belofte, hoe sal kinders van die Here die Heilige Gees wat in hulle kom woon het, herken? Daar staan dit. Want in Esegiel 36 is hierdie belofte gemaak van die nuwe verbond, Christus wat sal kom,
en hy daardie kinders van die Here in 'n nuwe werklikheid van in 'n verhouding met hom in hierdie wêreld sal kan lewe, om so in 'n nuwe lewe te wandel. Jesegiel 36 vers 26 sê dit. Kom ons kyk wat sê hy van, dit is hy skryf dit aan die Jode, met hulle herstel, en hy sê vir hulle, en ek sal julle uit die nasies gaan haal, in vers 24, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Ek wil vir u vra, het dit gebeur? Dit het gebeur. Israel is herstel, en God haal hulle uit al die nasies uit, en die grootste klomp mense, wat ooit na een land toe op pad was, is tot vandag toe na Israel toe op pad, met die herstel van Israel. En wanneer hulle daar by mekaar kom in Israel, haal God hulle uit bykans elke plek en elke nasie waaruit hulle verstrooi was, het dit gebeur, en dit gebeur tot nou toe. Maar dan, staan daar in vers 25 hierdie woorde, nadat hulle uit die nasies by mekaar gaan haal het, gaan daar iets gebeur. Maar dit het alreeds met kinders van God gebeur, van die uitstorting van die Heilige Gees af. Maar wees die verharding van die Jode se harte, wees die verwerping van Christus aan die kruis, laat sy bloed op ons en ons kinders kom, wees die hardheid van hulle hart, gaan God hierdie volk deur die groot verdrukking stuur, maar die Here se belofte vir Israel se herstel, en hulle uiteindelik aanneem as sy kinders om hulle te wederbaar by die wederkoms van Christus. Hy sê, dan sal hulle oor hom huil, soos 'n moeder oor haar eersgeborene. As hy kom en hulle sien wie hom deursteek het, hulle sê, ons het 'n verskriklike fout gemaak. Ons het Jesus gekruisig. Ons het ons rug op hom gedraai. En dan gaan hulle as 'n nasie gered word. Dan gaan vers 25 in hulle lewe gebeur, waarin ek en jy vanaand, as ons kinders van God is, klaar deel. Hoor wat staan hier. Dan sal ek skoon water op julle giet. Hy sê nie die water gaan hulle skoon maak nie, sodat julle rein kan word van al julle onreinheid, en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Hoe gaan hy dit doen? Hy sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. Toe hierdie teks geskryf was, het die Heilige Gees nog nooit binne in iemand gewoon nie. Hy het oorvaardig geword, of oor hulle gekom. Maar die Here sê in Jesegiel 36 vers 26, 27, 28, 29, daar gaan 'n oomblik vir Israel aanbreek, dat hulle harte ook vir die Here sal oopgaan. Hulle sal hom herken, en dan sal hy vir hulle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in hulle binneste, en hy sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Ek wil vir u vra, kan u glo dat 'n mens wat sê dat hy 'n kind van die Here is, die kan herken dat daar in sy lewe iets gebeur het? Dis nie moontlik nie. As die Heilige Gees in my hart kom woon, sê die Bybel, dan sal die Here sy gees wat hy in ons binneste gee, ons maak dat ons in sy insettinge wandel en sy verordeninge onderhou. As jy wil weet wie is 'n kind van die Here, kyk hoe lyk hy deur die week. Daar waar hy werk, daar waar hy lewe, daar waar hy loop, en daar waar hy besig is. 'n kind van die Here kan nooit doen wat daardie vrou vir my sê nie. Sy sê, ek sal hulle vergewe, maar ek wil hulle nooit weer sien nie. Dis die kenmerk van 'n hart van klip.
as God 'n mens vergewe op so 'n manier, dan is dit 'n verkeerde God. As God moet sê, ek vergewe jou, maar ek wil jou nooit weer sien nie, is 'n leuen, is bedrog. Hy sê, as die Here 'n hart van klip uit jou binneste wegneem, en jou 'n hart van vlees gee, dan maak hy dat jy in sy insettinge wandel en sy verordeninge onderhou en doen. Ek en jy as kinders van die Here moet weet, toe God in sy groot genade en sy liefde my ontmoet het, toe het ek hom herken, deurdat ek daardie leefstyl nadat ek 'n ontmoeting met hom gehad het, 'n ander lewe gehad het as voorheen. Voor ek Christus ontmoet het, BC en AC, dis nou nie before computers en after computers, ons wat nou al 70 jaar oud is nie. Dis before Christ in my lewe, moet daar 'n radikale verskil wees after I found Christ. Hy haal die hart van klip uit my binneste. Hy maak dat ek in sy insettinge wandel. En so herken hom. Herken ek hom in my lewe. Maar, ek wil vir u sê, ek mag dalk foute maak. Ek mag dalk struikel. Ek mag dalk weer 'n verkeerde ding doen. Maar dan is daar iemand in my lewe wat vir my sê, dit is die weg. Wandel daarop, wanneer jy links, of wanneer jy regs sal afwyk. Want dan is daar van daardie dag af iemand, daardie klein stemmetjie, wat in die preekstoel van my gewete klim, en vir my sê, jy kan nie, jy mag nie, jy moet nie. Dit is wat hierdie persoon in my en jou lewe kom doen. 'n klein seentjie in ons sondagskool het 'n klompie jare gelede by die skool gespeel, toe gooi 'n ander seun 'n klip na iemand toe, en daardie klip tref sy been. En hy kry in sy beentjie kanker. En hy lê in hierdie hospitaal. En ek was oor sy saak met die Here bekommerd. Ek weet dat hy vir my getuig het dat hy 'n ontmoeting met Jesus gehad het, maar ek het geweet hy is besig om dood te gaan. En terwyl ek die dag in sy kamer staan, sy pappa en mamma daar is, toe kom sy pa van Nysna afgery. En terwyl almal daar staan en kuier en so aan, en sy pa nie eers die geweldige nood van hierdie kind se toestand besef nie, sê hy, ja, hulle het gisterand in Nysna by hulle woonstel ingebreek. En hulle het 'n klomp goed gesteel. En hy gaan nou vanmiddag 'n lys maak van al die goed wat hulle gesteel het, dat die versekering dit kan betaal, maar hy gaan sommer al die goed wat hulle verlede jaar se inbraak gesteel het, toe hy nie versekering gehad het nie, gaan hy daarby sit. Is dit reg? En hierdie seentjie kom by hom en hy sê, papa, kom hier. En hy trek hom so na hom toe. En hy sê vir hom, daar weet ek, hier is 'n kind van die Here. Hy sê, papa, ek wil papa sê, jy kan dit nie doen nie. Dis reg. Dis wat God kom doen, en daardeur herken ek hierdie nuwe lewe van Christus in my. En dit is wat hy kom doen, as hy die hart van klip uit my binneste wegneem. Hy gee vir my 'n omgee hart, 'n hart van liefde. Ek kan foute maak daarna. Maar ek wil 'n vraag vir u vra. Erken ek hom? Ek het hom nou herken as die een wat vir my sê, dit is my pad, ek het jou nuut gemaak, ek het jou verander. Maar hoe herken ek hom? Deur te weet, hy is nou in my lewe met 'n nuwe lewe, maar nou is daar 'n verantwoordelikheid in 'n kind van die Here se lewe, om hom elke dag in my lewe te erken. 'n Mens herken iemand wat vir jou goed was en het vir jou dit gedoen, maar die oomblik as daai persoon weer by jou kom en hy sê vir jou, hoor hierso, dan moet ek erken dat hy vir my, wat hy vir my sê, reg is of verkeerd is. En hier kom die Here deur sy Heilige Gees
En hy sê, ek het 'n verantwoordelikheid om hom nou in my lewe elke dag te erken. Hoe behandel u en ek? Hoe behandel ons hierdie persoon wat binne in ons kom woon? Hoe behandel ons hom? Erken ons hom? Jy sien, Jesus is deur sy Heilige Gees 'n gas wat in my huis kom woon van my lewe. Ek het gisterand ietsie met u daaroor gedeel. Hy is beleefd. Hy's fyn ingestel. Ek moet hom met eerbied behandel. Ek moet hom tuis laat voel in my lewe. Of steur ek my min? Bedroef ek hom? Onthou Jesus sê, dis die soete Heilige Gees. En ons het nie tyd om met u oor al die kenmerke van hierdie persoon te praat nie. Maar ek weet, as ek die Bybel lees, dat hierdie persoon wat in my en jou lewe kom woon het, is iemand wat beleefd is. Hy is sag. Hy is liefdevol. Hy is iemand wat my troos as ek wil huil. Hy is iemand wat ek, as ek af is, my wil bemoedig. Hy is iemand wat as ek swaar kry, wat my wil help. En hy het 'n swaard. Die swaard van die Heilige Gees. En dit is die woord van God. Een klein geheimpie van die geestelike lewe is, as ek 'n kind van die Here is, in enige omstandigheid van my lewe, sê hy vir my en jou, vlug in my woord in. Want dit is sy swaard, wat hy die balsem van Gilead noem, en wat hy my mee troos, en wat hy my mee versterk, en wat hy my mee optel. Ek weet nie of jy agtergekom het dat ek iets gebruik, en dit is u en ek, nie iemand anders nie. Niemand weet wat binne in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens nie. En so weet niemand wat in God is, behalwe die Gees van God. Net so min as wat ek God kan verklaar, kan ek weet wat in iemand anders se hart aangaan. En daarom is 'n geestelike lewe, 'n persoonlike verhoudingssaak met my en hierdie persoon wat in my lewe is, wat my verstaan. Ek wil graag Psalm 139 met u deel. Hy sê, u ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. En weet jy hoe wonderlik is het om te weet dat God in my lewe woon. En alles daar soveel mislukking en daar soveel foute wat kinders van die Here maak, dan sê my Bybel, God verstaan het. Hy ken my gaan en my lê en hy is met al my weë goed bekend. Maar die wonder daarvan is, hy veroordeel my nie daaroor nie. Hy wil my daarin help om 'n geestelike lewe vir hom op aarde te lei. En ek en jy gaan nie volmaak wees in dit, tot Jesus ons kom haal nie. Daar's mense wat dit leer, daar's mense wat dit glo, daar's mense wat selfs glo, die dag as jy gered word, vergewe die Here al jou sonde, en dit glo ek met my hele hart. Dat hulle sogenaamde second blessing, tweede genade werk, wat hulle sê, die dag as die Here jou hart reinig hy jou van al die sonde. Nou as jy nie meer sonde het, wat daadsondes was, wat die Here vergewe het nie, en jy het nie meer sondes waarmee jy gebore is, en die erfsonde nie, dan beteken dit, nou is jy sondeloos. Ek het toch 'n tweede genade werk en jy nie. En dan brag hulle en sê, die Here het die boodskap van dit aan ons toevertrou, asof ons alleen die waarheid het. Die Heilige Gees van God
kom woon in u en my. En ek is so bly en dankbaar dat God my verstaan en my ken en my beoordeel en nie mense in die wêreld. Dit beteken vir 'n kind van die Here alles. En telke male moet ek mense ook herinner wanneer hulle die slegte nuus ontvang van iemand wat terminaal siek is en die dokter sê, ek gee hom 2 weke. En dan sê ek vir hulle, onthou net, die Here het dit nog nie gesê nie. Ek en jy kan nie uitsprake maak oor ander mense se lewens, of hulle siekte, of hulle sonde, of hulle foute, of hulle struikeling, of wat is nie. Want God verstaan van ver, selfs die goed wat ek dink. Hy begryp dit, en hy verdoem my nie daaroor nie. Hy is daar om my te help, om my te dra, om in sy liefde my te beweeg om naby hom te bly. Hy is elke dag in ons lewe besig. Ek wil daarom vir u sê, dat hierdie persoon wat binne in ons kom woon het, hy kan bedroef word, hy kan seer gemaak word, hy kan pyn oor my lewe, hy kan teleurgestel word, hy kan homself terugtrek in my lewe, soos wanneer ek en jy seer gemaak word, en ons wil nie meer mense om ons hê nie, en ons dink, is nie meer die moeite werd nie. So is hierdie wonderlike gees van God. En weet jy wanneer gebeur dit? Wanneer my program, en my doen, en my manier van doen, en my hardkoppigheid, en my selfgesentreerdheid, ensovoorts, 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 belangriker word, en is, as hy wat vir my sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hoor jy die mooi woorde? Ek wil vir u 2 prentjies skets vanaand. Die een vind ons in Handelinge 1 vers 5 tot 8 en 9. U moet dit asseblief in die hart bewaar. Hoor hierdie kosbare waarheid. Handelinge hoofstuk 5. Of Handelinge 1 vers 5. En daarna gaan ons na Handelinge 11 toe. Handelinge 1 vers 5 sê hierdie woorde. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dinge nie. Hier staan nie enigiets anders as wat hier staan nie. Julle sal, hierdie kinders van die Here, wat nou na die hemel toe opkyk, en Jesus vaar op, en hulle kyk hom tegemoet, terwyl hy voor hulle oë in wolke weggevoer word, en hulle staan daar met hartseer in hulle harte, en vertwyfeling in hulle gemoed. Hulle was 3,5 jaar saam met hom, hy het hulle kos gegee, hy het hulle gevoed, hy het hulle gehelp, en nou kom hy by sy heen gaan, en hy sê, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. En hulle hoor by hom 'n bemoediging. Hy stel nie voorwaardes nie. Hy sê nie, as jy dit en dit en dit, sal ek dit en dit en dit. Hy sê nie, julle sal die Heilige Gees ontvang. Hy beskryf nie iets anders nie. Hy sê, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdie dinge nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy sê, antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet, wat deur die Vader deur sy eie mag bepaal is nie. En hy sê in vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal. Nie as jy bietjie huil nie. Nie as jy bietjie jammer is nie. Nie as jy op jou knieë staan en nagte deur bid nie. Nee. Hy sê julle sal gedoop word met die Heilige Gees
nie lank na hierdie dinge nie. En hierdie doping met die Heilige Gees beteken die inwoning en die wederbarende genade van die Heilige Gees wat in jou hart kom bly. Dis die doping met die Heilige Gees. En dan kom hy en hy sê, tweede ding, julle sal met dit, die Heilige Gees, krag ontvang. En dan sê hy, julle sal my getuies wees. En dit is eintlik 'n kosbare waarheid om te weet dat God sê, met die Heilige Gees wat in my en jou kom woon, ontvang ek hom, en hy is ook die krag, en hy is ook die getuienis. Hoor jy? Hy is nou hier. Dis na Pinkster. Ons sê nie meer hy sal kom nie. Hy sê nie hy sal in my lewe nog kom nie, want hy woon klaar daar. Ek is sy kind. Dis 'n gebeurtenis. Julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Dis 'n feit. En hy sê, die tweede feit is, julle sal krag ontvang. Nie, julle sal dit, nadat julle tot bekering gekom het, die krag eers soek nie. Want die krag is die krag van die Heilige Gees, wat binne in my kom woon het. Dis daar. En die krag, wat hy van praat, is die Gees van God self. Nou. Waar is die geheim? Waar is die sleutel? Waar is die antwoord vir 'n gesonde, alledaagse, geestelike lewe, sodat ek in 'n nuwe lewe kan wandel? Wat is die geheim? Die geheim is, kinders van die Here het 'n verantwoordelikheid om een eerlik, ware gebed elke dag te bid. En wat is daardie gebed? Here, help ons om hierdie Gees van God wat in ons woon, sy krag en sy getuienis uit te dra. Help, gee ons vrymoedigheid. Help ons. Stel ons in staat. En ek wil twee goed sê. Een wat ons nie is nie, en die tweede ding wat ons is. Ons is nie 'n opgaar tank nie. En ek is nie 'n reservoir nie. Ek en jy is 'n sluis. 'n sluis. Wat moet uitlaat? Wat hy in ons gegee het. Hy sê, Paulus skryf vir daai Korintiër gemeente, en ek wil hê jy moet eendag as jy 'n tydjie het deur die Korintiër gemeente blaai, en dan kyk jy hoeveel keer staan daar ek, ons, ek, en Paulus het my. Hierdie hele gemeente draai om ons en ek en my. En Paulus kom by hulle, en hy sê vir hulle, dis nie in ons wat julle dit te nou het nie. Dis in julle wat julle dit te nou het. Want alles draai om hulle. Hulle is opgaartanks. Hulle is reservoirs. Hulle is die sluise wat na sterwende hongerwêreld toe uitgaan nie. En dan word ons opgeblaase. En dan word ons belangrik. En dan word ons titels. Dan word ons dominees. Word ons pastore met grade. Dan word ons belangrik wees in hierdie lewe. My hart is stikkend as ek kyk hoe lyk dit in hierdie wêreld waar mense nie meer, mense met 'n getuienis, nie meer sluise is, maar opgaartanks. God kan nie deur sy Heilige Gees sy krag en sy getuienis en sy liefde wat in ons harte is met ander deel nie, omdat ons stom honde is wat nie blaaf nie. Ons moet bid en sê, Here, help my om hierdie Gees van God se genade en liefde en erbarming met ander mense te deel.
Een van die grootste probleme in ons lewe is mense vrees. Wat sal mense sê? Weet jy hoekom? Is ons bang daarvoor? Ek. Myself. Dis verskriklik. En hier kom die Here op 'n wonderlike manier en hy leer ons iets. Ons is nie opgehaar daarmee nie. En ek wil graag hê jy moet net saam met my Johannes 7 vers 37, 38 en 39 lees. Dis 'n kosbare teks in die Bybel. In Johannes 7 is dit die dag van die fees. Die groot dag van die fees. Die laaste dag van die fees. Hier gaan dinge nou gebeur, hierdie fees is hulle almal by mekaar, en dit gaan net vir hulle oor die tempel, en oor hulle ritusse, en hulle rituele, en die goed wat hulle in die tempel doen, godsdienstigheid. En dan kom Jesus in sy hart is seer, en hy vertel vir mense, in Johannes 7 vers 37, wat gaan gebeur, wanneer die Heilige Gees uitgestort word. Hoor wat sê hy? Hy sê Johannes 7 vers 37, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan, en uitgeroep, en hy het gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy praat met vooruitstorting van die Heilige Gees se kinders van die Here, wat dors. Want hy woon nog in niemand van hulle nie. Nie in een nie. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, in die voetoerendheid, dit is vorentoe. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie. Hy was nog nie in sy Pinkstervolheid daar nie. Hy was nog nie uitgestort nie. En hy sê vir hulle, daardie dag, as hy in jou kom woon, wil ons vir julle sê, moet jy nie nog iets soek nie. Want jy's 'n dam, wat 'n sluys moet hê. Want strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En hy sê, hoe gebeur dit? Hy het dit gesê van die Heilige Gees wat in hulle sou kom woon. Want die Heilige Gees se uitstorting was nog nie daar nie. En ek wil vanaand vir u sê, ons mag vir mekaar eerlik en opreg in ons harte vir mekaar sê, daar's geen rede waarom elke kind van God, wat die Gees van God in sy hart het, nie 'n sluys moet wees na 'n sterwende wêreld toe nie. Ek moet vir die Here vra, Here help my, dat ek 'n fontein sal wees, wat uitloop, want hy is sy volheid, deur sy Gees in my hart. Maar ek is baie keer die blokkasie. Ek wil graag vir u sê, as die Bybel sê, dit het eens gesê van die wat die Gees sou ontvang, strome van lewende water sal hy sy binneste vloei. Daar op die pad tussen Keetmanshoop en Mariental 'n plek. Hulle noem dit die Broekerosberg. En as jy nou daar die berg nader, hy's kilometers ver van die pad af. Maar as jy uiteindelik reg gekry het om tot daar te kom, dan is daar in daai dorre woestyn dooie stuk land. Sommige sê dit was 'n vuurspiewende berg, sommige bietjie nader aan sê dis 'n ster wat daar geval het, 'n meteoriet. Toe vul hy hierdie groot ronde kring van bergreeks rondom, en binne in daardie krater is daar 'n plaas. So groot is dit. Maar daaruit loop 'n helder stroom water dag en nag, jaar in en jaar uit. En niemand wat Broekeros besoek, weet nie van daai water nie. Ek wil vir u sê, elke mens wat die Gees van God in sy hart het, en wat oorgegee, gewillig vir die Here sê, Here, ek is hier om 'n fontein te wees, die wêreld weer afval. Mense ken dit. Hulle ervaar
die strome van lewende water, wat uit ons binneste, na 'n sterwende wêreld moet vloei. Daar's geen rede, hoekom dit nie kan gebeur nie. Daar's niks wat in die pad staan nie. Dis net ek en jy, wat gewillig moet wees om te sê, Here, maak van my, iemand wat sy mond oopgaan, en wat lief kan hê, en 'n daad kan doen. En ek wil maar weer vanaand sê, ons hoef nie almal in die hemel in te preek nie, maar ons moet dit tydig en ontydig doen. Wat moet ons doen? 'n fontein wees. En as professor J.C.G. Coetzee in die moltrein van sy treintjie afklim en hy haas hom na die universiteit toe, en hy hardloop daar die seentjie om met 'n 10.000 puzzleboks in sy hand, en dit lê versprei oor daardie perron. Het hy nie met daai seentjie een keer oor Jesus gepraat nie. Hy het vir hom die ander kant van die boks gegee, en hy het die ander kant gevat en het begin om daardie oggend sy 10.000 puzzels op hierdie perron langs die moltrein op te tel. En hy het geweet, dit gaan nie werk nie. En hy het geweet, daar by die universiteit wag daar nou 'n klomp professors en dokters en mense wat belangrik is, wie hy moet toespreek oor sy tema van sy titel van dit waaraan hy sy doktersgraad wy, en hy sê, he is investigating the reason why people running away from God. En hy los hierdie belangrike mense, en hy tel hierdie seentjie sy puzzles in sy boksie op, en hy maak het toe, en hy weet as 'n klomp wat afgeval het met die perron, en hy gee vir hom $'n paar in sy hand, en hy sê, seun, as jy nie alles het nie, gaan koop vir jou 'n nuwe ene. En terwyl hy hardloop, en hy sê, hy's 10 minute laat vir die toespraak wat hy moet hou. Toe hardloop die seentjie agter hom aan, en toe hy so eentjie hardloop toe, pluk hy aan sy baadjie, en hy sê vir hom, oom, sê, uncle, tell me, are you Jesus? Dit is wat die Gees van God in kinders van die Here se harte elke dag doen. Ons moet vir niks anders wag nie. Alles is gedoen. Die Gees van God het in sy volheid in ons harte kom woon. En hy sê, julle het hierdie volheid in hom, en ek en jy het 'n taak om 'n stroom van lewende water te wees. Want dit het klaar gebeur. In Esegiel 36 staan daar, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Hy sal wees soos iemand wat strome van lewende water uit sy binneste laat vloei. Maar vandag, na die uitstorting van die Heilige Gees, kan ek en jy nooit weer sê, dit sal so wees nie. Dit is so. En net ek en jy kan in die pad staan. Ek wil 'n tydige en ontydige oorgawe op alle gebiede, al praat ek nie, iemand het by geleentheid gesê, as jy 'n getuie vir die Here wil wees, wees dit 24 uur van die dag, en gebruik net partykeer woorde. Maar wees dit wat hy wil hê ek moet wees. Ek wil 'n gewete vraag vra, wat die Here vir my kom vra, 'n gewete vraag. Ek wil dit vir u vra, en ek gaan saam met u daarby staan. Wat omtrent die Heilige Gees in my lewe? Wat omtrent dit? En die vraag is, oortuig hy my? Kry die Heilige Gees dit reg om my te oortuig? Jy sien, wat is ons probleem? Ons het slim geword. Ons het al die antwoorde. Ons kan teologies so reg wees. Maar ek sê weer vir u, God het nie vir ons die boodskap van heiligmaking gegee nie. God het vir ons die boodskap van die Heilige Gees gegee. En die heiligmaking sal die uitvloeisel wees. Ek lees, en ek vra, wat God vir my gevra het. Luister u en ek na hom. Gehoorsaam ek en jy hom. Dis 'n gewetesaak. Kry hy die eer vir alles in my lewe? Ek wil u nie 'n polisieman maak oor ander mense nie. Maar ek wil hê die Here moet ons help dat ek na my eie lewe kyk. Wanneer ek deur hierdie wêreld stap, as 'n kind van die Here in wie die Heilige Gees woon,
Let 'n bietjie daarop. Hoeveel keer kom die woord ek in my lewe voor? Ek. Daar is 'n wonderlike waarheid in die Bybel wanneer ons aan Jesus dink. En dit is, in hom. In hom. In hom. Daar is die lam van God. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. In Jesus is daar lewe. In hom is daar vergifnis. In hom is daar nederigheid. In hom het hy vir ons gesê, leer van my. Hy sê, ek is nederig en sagmoedig van harte, julle sal rus met vele siele. Luister hierdie wonderlike woorde, en ek wil ons met huis toe gaan met hierdie woorde. Wat en hoe moet ek hierdie normale geestelike lewe en Christelike lewe lei? Hoe moet ons dit doen? As alles dan in ons lewe beskikbaar is, wat moet ons doen? As 'n paar dinge. Ek moet weet wat beteken dit om te bely. Ek moet weet wat beteken dit om te erken. Ek moet weet wat beteken dit om by hom te staan en vir hom te vra. Ek kom by mense en hulle sê vir my, ek het vir die Here gesê, hy moet dit. Dis verskriklik. Vra van my groot en heerlike dinge wat ek jou bekend sal maak. Vra van my. Verootmoedig jou voor die Here, gereeld, elke dag in jou lewe. In jou hart, hier waar jy dink, hier waar jy loop, waar jy lewe. Sê vir hom, ek kom in kinderlike geloof na u toe en ek sê vir u, ek is nie die belangrikste nie. U is die belangrikste. Sê vir hom, Here, ek wil die beheer van my lewe vir u gee. Ek wil weer gou na Esegiel 36 toe gaan met u, maar hierdie keer by vers 23 stil staan. Kyk net hier. Esegiel 36 vers 23. Wanneer hy nou, net voordat hy oor die nuwe hart en die nuwe gees in die mense binneste, in vers 26 praat, net voordat hy vir hulle sê, ek gaan die hart van klip in julle binneste wegneem, ek gaan vir julle hart van vlees gee, as die Heilige Gees in julle harte kom woon, ek wil vir julle net sê, wat gaan gebeur? Net voordat hy dit sê, is dit asof die Here sy hele hart aan ons ontbloot, en hy sê vir my en jou vanaand dit. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat hulle ontheilig het. Al die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here. As ek my in julle voor hulle oë as die Heilige laat ken. Wanneer sal die wêreld rondom ons weet dat hy leef? Daardie dag, dis in Esegiel, Ou Testament, ver van Pinksterdag af. Die nasies gaan weet dat ek die Here is as ek my in julle voor hulle bekend maak. Sal u Esegiel 36 vers 23 onthou? Gaan neem dit huis toe, gaan dink daaroor. Ek sluit af. Weer in die Nuwe Testament, want dit het mos nou klaar gebeur. Dis verby. Die Heilige Gees is uitgestort. Alles wat nou staan, wat hy sê, wat kom, waarom hy gekom het, wat hy kom doen het, is klaar deel van ons lewe, en ek en jy moet daarvan kennis dra. Johannes 16 vers 14 sê hierdie woorde, hy, die trooster, die Heilige Gees, sal my verheerlik. As hy in my woon, kan ek nie anders as om te sê, hy wil Jesus verheerlik. En as ek gelukkig wil wees, dan moet ek Jesus verheerlik, want dis die werk van die Heilige Gees in ons hart.
Omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Heilige Gees is in ons hart om vir mense te sê. Hy het gesê, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Dan is ek in die krag van die Heilige Gees, in die volheid van die Heilige Gees en in die getuienis van die Heilige Gees. Jesus moet alles in almal word. En ek en jy moet ons mond oopmaak en dit vir mense sê. Vers 15 sê, en luister hierdie wonderlike waarheid. Alles wat die Vader het, is myne, sê Jesus. Daarom het ek gesê, hy sal dit neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Omdat Christus die volheid van die Godheid liggaamlik deur die Heilige Gees binne in ons gebring het, dat ons niks anders kan as Jesus. Alles wat die Vader vir hom gegee het, hy aan ons verkondig. En die Heilige Gees deel dit mee. En daarom moet ons hom ken. Daar staan in vers 26 hierdie woorde. In daardie dag sal julle in my naam bid. En ek sal nie vir julle, ek sê nie vir julle, dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het, en geglo het dat ek van God uitgegaan het. En hierdie wonderlike, dat hy sê, sy discipels sê vir hom, maar kyk Here, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou weet ons dat u alles weet, en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. En die Gees van God in ons harte het gekom, om hierdie Christus te verhoog. En dan gaan ek net Johannes 16 vers 13 vir u lees, en kom ons gaan met dit huis toe, en ons vra die Here, om elke dag hierdie waarheid in ons hart thuis te bring. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En onthou, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As jy in die Bybel iets wil studeer, studeer Jesus se lewe. As jy in die Bybel iets wil studeer, bestudeer sy woord. Hy sê, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sê, hy sal vir ons vertel, dat daar 'n heerlike hemel en 'n heerlikheid wag, waar in geregtigheid woon, waar al die kinders van die Here vir altyd saam met die Here sal wees. En al wat ek en jy uit hierdie miserabele, deurmekaar wêreld een of ander tyd sal kan saamvat uit hierdie wêreld uit, is hulle wat deur die strome van water wat uit ons binneste vloei, met 'n oorgegewe hart en 'n liefdevolle gesindheid in hierdie wêreld vir hom gewen het. Ek wil ietsie sê oor Wolfie se begrafnis. Weet jy wat beteken dit? Vir 3 kinders, om elke dag vandat ons daar gekom het, tot ons daar gery het, gesê het, my pa is waar hy wil wees, by my ma. My pa is daar waar hy wil wees, by my ma. Hy kon nie sonder haar lewe nie. Hy was deel van haar bestaan. En hier is 3 kinders, waarvan hulle kindertjies, die kleinkinders, getuig en sê wat ek van Jesus geleer het, dat my oupa en my huisgesin my vertel. Mense, uit wie se harte die strome van lewende water vloei. Nie 'n teologiese term nie, maar gehoorsaamheid aan die Heilige Gees van God. En dan sê een van die mense wat daar staan, kom ek sê vir julle wat het ek gedoen. Ek het elke dag deur die Groensrood geloop, en dat ek iets gesien. Wolfie daar, met verlange in sy hart, in 'n siekte toestand, op sy stoel gesit, en deur die heining gekyk, en as mense daar verbyloop, dan roep hy hulle, en vra hy vir hulle, sê vir my, het julle al hierdie wonderlike Jesus, wat aan die kruis vir julle betaal het, ontmoet? Mag die Here ons help, mag die Heilige Gees, wat gekom het, wat in ons woon, sy regmatige plek in ons lewe kry. En mag ander mense in die wêreld weet,
Hy is die een om wie alles draai. Ek en jy moet na Jesus kyk soos Johannes die Doper na hom gekyk het en gesê het, hy moet meer word en ons minder. Mag die Here ons help, mag hy ons groot genade gee. Amen. Kobus, wil jy vir ons kom afsluit asseblief? Ons dank die Here vir 'n wonderlike geleentheid. Nooi vriende saam, môre aand, praat ons met u oor 'n baie kosbare waarheid, wat inskakel by die groot waarheid oor die Heilige Gees. Dan kom ons staan vanaand, dank ons die Here. Hemelse Vader, die feit dat ons na u toe kan kom in Jesus naam en met u praat en vir u vra, is vir ons genade en is vir ons wonderlik. Ons wil vir u vanaand sê, Here, dankie dat as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in ons woon, ons vir ewig lewe. Here, dankie dat u so genadig was, dat u hierdie persoon aan ons geskenk het. En dankie Here, dat u nie weer terugneem wat u vir ons gegee het nie. Dat dit vir altyd is. Vader, ek bid dat u ons die genade sal skenk, dat ons soos ons vanaand uit die woord gehoor het, 'n lewe sal lewe, waarin ons die persoon nie wegsteek, soos iemand vir wie ons skaam is nie, maar waar ons die persoon se stem na sal luister, die Gees se stem na sal luister, gehoorsaam sal wees, en dat daar uit ons binneste uit strome van lewende water sal stroom, soos u gesê het, dit sal wees. Sodat 'n wêreld, Here, wat voortstorm na ewigheid sonder u, ook kan sien wat dit is om u kind te wees. En sodat u Gees, Here, nog mense kan nader en mense kan bring tot geloof in Christus. Sodat ons wat u kinders is, en sodat hulle wat nog u nie ken nie, terug sal kom na Christus toe. Daar waar alles begin en die fundament waarop alles rus. Leer ons dan deur u Gees, help ons Here om nie hardvochtig te wees nie, maar ons hart van vlees wat u ons gegee het in plek van ons kliphart, sal uitleef tot u eer en u verheerliking. Dankie dan daarvoor in Jesus naam, Vader. Amen. Staan net so Kobus, dan spreek ons die seën van die Here uit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die wonderliefde van God ons Vader en die minsame in fluistering en gehoorsaamheid aan die Heilige Gees met elkeen wees en bly totdat Jesus ons kom haal. Amen.